vroeg genoeg op die verhoog is om water te sluk sonder dat julle vir my hoef te kyk. Julle so, ek gaan aan met ons bergpredikasie en wat Jesus ons spesifiek geleer het uit sy mees omvattende leerstelling uit. En ek gaan nou met julle dood eerlik wees, ek was oorspronklik van plan om die laaste gedeelte van Matteus 5 oor te sien en by Matteus 6 uit te kom. Maar soos wat ek toe nou deur die laaste stukkie lees, toe dink ek nee, weet julle wat, in 2 Timoteus sê dit vir ons die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. So ek kan nie nou selektief wees wat ek wil leer en nie wil leer nie. So net om vir julle so vinnige, ek wil nou sê, terugkap te gee op wat ons gedoen het. So ver het die bergpredikasie ons geleer wat is ware vreugde en hoe ons dit kan kry. Dan het dit ons geleer hoekom ons die sout en die lig van die aarde moet wees en wat dit beteken om die sout en die lig te wees. En laasweek het ons bietjie gekyk na die dieper morele waardes wat Jesus vir ons opgelê het. Nou, hierdie laaste gedeelte van Matteus 5 sluit eintlik so half aan by dit. Maar die hele kruk so ver wat Jesus ons geleer het hierso is 'n hartsverandering. Jou hart moet verander. Jy kan nie jouself 'n kind van God noem en jy het nog nooit verander nie. Nou, ek gaan nou nie vir julle lieg nie, maar die laaste maand en 'n half was vir my baie kosbaar in my bediening, want dit het my baie goed geleer, maar dit het my ook geleer dat die wêreld, Suid-Afrika sit vol van Christene. Maar daar's ons baie min wedergebore kinders van God. En daar's 'n baie groot verskil tussen die twee. So jy kan jouself 'n Christen noem tot jy blou is in die gesig, jy flous God nie. 'n Wedergebore kind van God is die een wat eendag in die teenwoordigheid van die Here sal kom. Nou wil ek net gou so vinnig vir julle sê, hier is so hier en daar 'n plekkie waar daar dalk 'n waterdruppel op jou kop mag val. Moet asseblief nie skuif nie, want dis die Here wat wil hê jy moet wakker bly dat jy die woord moet hoor. So as jy aan die slaap raak en sit op 'n plek waar die water drup asseblief. Okay, so die volgende stukkie waarna ons gaan kyk is Matteus 5 vers 31 tot 32. Nou in Matteus 35 vers 31 tot 32 praat hy spesifiek oor skei. Jammer. En soos julle sal sien, Jesus maak weer eens 'n regstelling. So elke keer waar Jesus sê, daar is ook gesê, maak hy eintlik 'n regstelling om hoe hulle dit die wet verkeerd verstaan het of deurgegee het. So hy sê, ja, dankie vir dit al. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, egbreek tegnies, maak dat sy egbreek pleeg en elkeen wat 'n geskeie vrou trou pleeg egbreek. Nou, julle sal later sien, Paulus gaan bylas by dit, maar ek gaan nou nie in die skeiery as sulks in te veel detail gaan nie. Dit is 'n preek op sy eie, want ek weet dit is nogal, daar's baie vrae rakende dit, wanneer mag ek nie, wanneer mag ek trou, wanneer mag ek weer, nou hierdie gaan definitief nie oor dit gaan vandag nie, maar ek wil kyk na die beginsels wat Jesus hier geleer het. Want as jy regtig egskeiding tot op die been wil oopsny, julle is daar nogal eintlik baie omvattende gedeeltes in die Bybel rakende dit. Maar ek wil bietjie gaan kyk na wat het hier aangegaan dat Jesus gevoel het, hy moes hierdie beginsel aangespreek het. Nou, tipies hoe die Jode was, is, hulle het sekere dinge die Here vir hulle gegee en geleer, en dan het hulle gehardloop en dit gaan vervuil so ver as wat hulle kon gaan. En ons kyk soms na die Jode, dan dink ons, ja, kyk, daai volk, ons is maar net soos daai Jode. Die Here gee vir ons partymal so bietjie grasie, dan hardloop ons met dit, en dit voel vir my soos daai wat Paulus sê, moet nou nie meer gaan sondig, dat die genade vir jou meer kan word nie. Ons doen presies dit soms. Maar, huwelik vir God, is 'n baie ernstige gebod. Dis die eerste ding wat ons vandag moet besef, en dit is hoekom die Here ook na ons verwys as sy bruid. God is ingestel op dit. So die dag wat jy besluit om te trou, sê jy dit nie net om dit te sê voor die mense as getuies hier nie, maar dis 'n verbod wat jy voor God maak. Nou ons gaan 'n bietjie later kyk na presies dit. Wat is God se waarskuwings as dit kom met gebede en beloftes en gebooie wat ons teenoor hom maak, maar God is ernstig oor dit. So as jy op hierdie punt voel, jy is nog nie seker of jy in die huwelik wil tree of nie wil tree nie, gaan doen jou kosteberekening, want dit is nie 'n grap vir die Here nie. As jy besluit het jy trou, dan het jy getrou. Nou die ander ding wat ons partymal fout maak is, ons maak soos die Jode van daai tyd gemaak het en ons soek enige rede om te skei van ons vrou.
Nou ons as bruid van God soek partymal enige rede om te skei van God op. As die Here nie volgens my plannetjies ingeval het nie, dan is ek nie meer 'n Christen nie, dan stel ek nou nie meer belang nie. Maar ek gaan gou vir julle so 'n paar redes wys wat die mans van daai tyd gebruik het om te skei van hulle vrouens. So eerstens in Deuteronomium 24 vers 1, sal ons lees dat hy sê as 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skryfbrief skrywe, en in haar hand gee, haar uit sy huis wegstuur. Nou, onreinheid waarna hulle hierso verwys, kon enige ding gewees het volgens sekere rabbis. So hulle het hierdie goeders gevat, en van hierdie rabbis het gesê, wag, ons gaan dit herdefinieer wat dit eintlik beteken. So, as enige iets van jou vrou, jou mishaag, as daar iets is wat jy nie van hou van jou vrou nie, gee vir haar 'n brief en sê vir haar sy moet uit jou huis uit gaan, hè? Nou die een reël rakende dit was, as jy jou vrou 'n skeibrief gegee het, ongeag wat later gebeur, jy mag haar nie weer getrou het later nie. So jy het jou kans gehad, maar dan byvoorbeeld, een van die redes was, as jou vrou jou ontbyt verbrand het, kon jy haar skei. Ja, kan jy imagine? So kom ek gee gou vir julle so 'n paar redes hoekom Jesus hierdie aangespreek het. Die eerste ding is, as hy jou kos verbrand het, of sy te veel sout ingegooi het, mag jy haar geskei het. So as sy enige maaltyd bederf het, skei, klaar. As sy die man of sy familie onrespekvol behandel het, mag hy haar geskei het. So as die vrou iets van die skoonma gesê het, wat die mama's boy nie van gehou het nie, kon hy gesê het, kry vir jou skeibrief wat jy gaan. Dan, as hy minder aantreklik was as 'n ander vrou, mag hy haar geskei het. So as die man in die straat geloop het en 'n mooier vrou gesien het, wat hy eerder wil hê, kon hy sy vrou geskei het. As sy haar hare in die openbaar ontbloot het, of as haar hare onnet was, kon hy haar skei. Dan, dames, hier moet julle nou mooi luister, as sy te hard gepraat het in die openbaar, vir alles ander man sal kon hoor, skei. Die ene waarvan ek nogal hou, wat ek nie dink hulle verkeerd verstaan het nie, as sy te veel tee gepraat het of kibbelrug was, kon hy haar skei. En dan die laaste een wat ek hier uitgesonder het is, as sy nie kinders kon gebaar het nie, ongeag of dit haar skuld was of nie, kon hy haar skei. So wat eintlik gebeur het is, die klomp Israeliete gaan kla by Moses, en Moses sê vir hulle, dis fyn, ek gaan vir julle die reg gee om te skei. Want kyk, hulle was so gekant daarteenoor om God se reëls en wette te volg, so Moses sê vir hulle, gee vir my 'n brief. En later aan gaan verfyn hulle dit, sodat hulle sê, hoor, enige rede, is 'n rede genoeg vir ons om te skei. My vrou het te hard gepraat, ek het 'n ander dame gesien waarvan ek meer hou, skeibrief, waar gaan jy? En dan sê hulle, die enigste ding is, onthou, jy mag nie by jou vrou trou nie. So as jy nou 10 jaar later besef jy het 'n fout gemaak, dan mag jy nou nie weer gaan nie. So Jesus sê vir ons moet nou seker maak, ons verstaan hierdie ding eintlik reg, want troue is 'n gebod wat jy voor God aangegaan het. Niemand tree in die huwelik in met die idee om te skei nie. Nou, vir my is dit baie belangrik dat Jesus sê vir ons inteendeel, as jy na Markus gaan kyk, dat as jy trou word jy een vlees. God sê inteendeel, jy los jou familie agter. Die vrouens van daai tyd het hulle familie gelos en by hulle man se familie aangesluit. Jy word een vlees. So jy en jou man is nie veronderstel om ooit weer uit mekaar uit te gaan nie. Nou Simon, hy het al hierdie illustrasie met die jong mense gedoen. As jy twee verskillende soorte klei met mekaar meng, jy kan nooit weer daai kleure dieselfde kry nie. Want jy is veronderstel om een te word. So God is ernstig oor dit en hy sê ons moet hierdie standaard weer regkry. Nou, ek besef in vandag se tyd is hierdie tendens weer besig om kop uit te steek. Julle, ek sien dit en dis nie net die mans nie, ek sien dit van die vrouens af op. Jy is nie die ou wat ek getrou het nie. Jy gee nie meer vir my om nie, jy is nie meer lief vir my nie, en weet julle wat is my die hartseer van hierdie? Jy kan deesdae skei sonder dat albei partye in die hof hoef te wees. Jy kan 'n skeibrief laat optrek oor die internet, dit gaan ingee by die hof, en as jou vrou of jou man sê, ons gaan dit nie teenstaan nie, boek geteken en dit staan verby. En ek het so 'n bietjie gaan kyk na statistieke. In die laaste, ek dink in die laaste 2 jaar het skei in Suid-Afrika opgegaan met 10% jaar op jaar. Julle, dis horribaal om te dink hoeveel mense tree in die huwelik, en die ergste ding van hierdie is binne 10 jaar. Jy het nog nie eers jou 7 sakke sout opgeëet nie, dan besluit mense ons skei, want weet julle hoekom? Die verbod wat jy met God aangegaan het, is nie vir jou ernstig genoeg nie.
God het vir jou 'n bysaak geraak. Nou ek verstaan daar sekere redes en soos ek sê, ek gaan nou nie vandag dit aanspreek nie, wat jy mag skei, maar ons moet besef dat die huwelik is in God se oë kosbaar. Nou ek het ook gaan kyk, as jy in 'n ongelukkige huwelik is, moet asseblief nie jou antwoorde in die wêreld gaan soek nie, want ek het gedink, ons almal gebruik deesdae AI, ek is ongelukkig getroud, wat is die advies wat die wêreld vir jou gee? Julle, die advies wat die wêreld vir jou gee is, dit gaan alles oor jou. Jy moet na jouself omsien, jy moet leer om maar saam met jou spouse te kan bly, al is julle ongelukkig, maar alles gaan net oor jou. Ek het vir julle slegte nuus, maar die dag wat jy in die huwelik tree, gaan dit nie net meer oor jou nie. Die ander ding is, 'n dag wat jy tot bekering kom, gaan dit ook nie meer net oor jou nie. As ons God se bruid is, dan beteken dit ons is veronderstel om eengesind as God se bruid te wees. En nou is my vraag, wat maak ons met God se bruid? Hoe praat ons van God se bruid? Dis eintlik nogal snaaks, as ek moet dink, as jy my vrou gaan sleg sê, gaan ek dit nie ligtelik opvat nie. As jy fisies iets aan my vrou doen, gaan ek dit nie ligtelik opvat nie. Dis 'n menslike verhouding. Hoeveel erger is 'n goddelike verhouding? En hierdie sluit aan by laasweek. Wat maak ons met mekaar wat hierso sit? Hoe sien ons om na mekaar? Hoe maak ons met God se bruid? As God vir jou 'n werklikheid is, gaan jy begin mooi omsien na God se mense wat hy om jou geplaas het, en hoe jy met hulle praat, en hoe jy met hulle maak, en hoe jy van hulle praat. As ek vir julle moet sê, die ding wat ek 'n kleintjie dood deesdae oor het, en ek kom dit al hoe meer in agter, is hoe ons agter mekaar se rug mekaar bespreek. As jy ernstig is oor die boeties en die sissies is wat die Here vir jou gegee het, gaan jy begin attent raak op hoe jy met hulle maak en hoe jy van hulle praat. Dis vir my bitterlik belangrik. God gaan nie hierdie goeders ongesiens laat verbygaan nie. Weet julle, ek sê nou vir Jakobus, die ironie is, ons het hierdie prentjie geskep dat die Ou Testamentiese God, as hierdie streng God, hierdie kwaai God, maar hierdie Nuwe Testamentiese God is net liefde en omgee. God sê in sy woord, hy het nog nooit verander nie. Dit wat hy gehaat het en verag het in die Ou Testament, haat en verag hy in die Nuwe Testament nog steeds. Hou op met God speel. Hou op met God se bruid speel. Weet julle, nou wil ek vir julle sê, soms gaan jy maar moet deurdruk. As dinge vir jou taaf raak, moet jy nou maar man up en druk deur, want as jy na jou huwelik kyk, as hoe kosbaar dit is om God se oë, moet jy begin werk maak van dit. My tweede gedeelte hierso is Matteus 5 vers 33. Nou weer eens maak Jesus 'n regstelling hierso. So hy begin deur te sê, verder het julle gehoor, dat daar aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit nie die troon van God is nie. Ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Nou ek verstaan in vandag se tyd kan ons dalk dit nou met hier daai doen, maar dis nie wat ek bedoel hier nie. Maar ook nie by jou hoof nie, want jy mag nie een haar wit of swart maak nie, maar laat julle woorde wees ja, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Nou hierdie sluit aan weer eens by die vorige stuk. As jy besluit het, jy gaan 'n commitment maak, sorry, ek kry nou nie die Afrikaanse woord nie. As jy besluit het, jy gaan 'n commitment maak, dan moet jy by dit bly. Dit gaan soms ten koste van jouself wees. Jy is partymal in 'n goeie by en jy neem 'n besluit en dan later as jy nie in so goeie by nie, dan is dit nou maar so. Want die Here sê vir jou ja, moet jou ja wees. Nou hierso was Jesus se leerstelling dat sy disippels se leefwyse moet van so gehalte wees dat die mense na hulle kyk, dat ek nie hoef te sweer dat ek 'n eerlike mens is nie. Die mense moet dit weet. Die manier hoe jy jouself hanteer en handhaaf, want jou leefwyse moet die toonbeeld wees van wat dit is om 'n opregte kind van God te wees. Die mense moes na die disippels van Jesus kon kyk en weet, ons kan hierdie mense vertrou. Vir Jesus is hierdie 'n karakter ding, want hy verwag dat jy moet integriteit in jou karakter hê. Nou sy vermaaning is baie reguit, jy moenie sweer nie, en weet julle wat is my die ironie van dit? Ons lees in die woord van God, moenie sweer nie, en wat doen ons as ons hof toe gaan? Ons sweer met ons hand op die Bybel, in die Bybel, wat die Here eintlik vir ons sê, moet dit nie doen. Nou, hoe is hierdie van toepassing op ons vandag? Nommer 1, as jy 'n belofte maak, bly jy
by jou belofte. As jy gesê het, jy gaan 'n ding doen, dan gaan jy dit doen, en weet julle, al gaan dit soms ten koste van jouself wees, want ek weet nie hoeveel van julle hier is bewus, dat daar so hierdie denkwyse daar buite is, dat mense nie met Christene wil besigheid doen. Ek wil nie met 'n Christen 'n besigheid doen nie, want die Christen is die grootste skelms op twee bene. Nou ek het dit in die begin gesê, wedergebore kind van God is een ding, 'n Christen is 'n ander ding. Maar ons het ons naam so sleg in die wêreld gemaak, want kinders van God word as oneerlik gesien daar buite. Dis vir my 'n harde realiteit as ons begin besef dat dit is hoe die wêreld na ons kyk. Hulle kan die kinders van God, die konsyse mense, die se karakter, die toonbeeld van integriteit moet wees, kan hulle nie meer vertrou nie. Weet julle, ek het al persoonlik met mense besigheid gedoen, die plekke waar ek my handboeke laat druk, waar hulle inteendeel dit vir my sê, hulle is eintlik nogal skrikkerig om met Christene besigheid te doen. Toe hulle nou sien, dis die pastoor wat sy boeke daar laat druk, want die eerste ding is, ek soek 'n afslag, of ek gaan reël om jou te betaal, of dit of dat. Doen ons dit nie? Ewe skielik is ons baie stil. Want dit is vir my bitterlik belangrik, dat as jy die toonbeeld gaan wees van wat dit is om 'n kind van God te wees, dan moet jy dit reg doen, want die wêreld kyk na jou. Jy is soms die enigste Bybel wat 'n persoon gaan lees, en as jy die duiwel se Bybel is dit vir my 'n probleem, want jy maak skade aan die koninkryk van God. Julle lippetaal, sê die Here vir ons hoeveel keer. Ons moet ophou om ons oggend en aandpraatjies nie ooreen te laat stem nie. Ek het 'n kleintjie dood aan dit. As ek partymal hoor wat mense sê vir my, en dan vir 'n ander ou, dan sê hy presies die teenoorgestelde. Dan dink ek, kind van God, is dit hoe jy jouself handhaaf? Die hartseer realiteit is, julle, as jy die Here wil dien, kan jy nie 'n people pleaser wees nie. Jy kan nie almal gelukkig wil hou nie, want jy gaan niemand gelukkig hou nie, en die probleem is, jy gaan opeindig om God ook nie gelukkig te hou nie. Ons het hierdie ding van, ek soek so graag die aansien van die mens, dat ek gaan begin goeie sê, net om almal gelukkig te hou. Ek het laasweek, dit nogal redelik luidkeels gesê, ek het laasweek die lyn in die sand getrek, wat ek besluit het, tot hiertoe en nie verder nie. Ek kan nie myself 'n kind van God noem, maar my oggend en my aandpraatjie stem nie ooreen nie. Ek kan nie myself 'n kind van God noem, en mense kan my uitwas, dat Roan, maar jy het vir Neil een ding gesê, en toe het jy gegaan en vir Tony 'n ander ding gesê, want ek wil altyd van hulle gelukkig hou. Die Here gaan my vergeld vir dit. En die wêreld kyk na dit en sê, sien julle, tipiese pastoor. Ons dink dis net die pastore wat onder die vergrootglas is. Die harde realiteit is, elke persoon wat hier sit, wat homself 'n kind van God noem, is onder 'n vergrootglas, en jy is veronderstel om onder 'n vergrootglas te wees. Hoe handhaaf jy jouself? Kan die mense na jou kyk en sê, daai is 'n kind van God, ek wil met hom besigheid doen. Ek wil met hom geassosieer word, want daai is 'n opregte mens. Of kyk hulle na jou en hulle sê, joh, skyn huil en skyn huil. Weet julle, die ironie van my is, ons sal partymal dink 'n leentjie is maar net 'n ou leentjie. Dan sê die woord van God vir ons, die Satan is die vader van alle leuns. So as jy besig is met dit, wie praat deur jou? As jy vir my sê, ek het die Heilige Gees van God in my, hy lieg nie. As jy besig is om te lieg, wie praat dan deur jou? Dit is nie die Heilige Gees van God nie, ek het vir jou baie slegte nuus. Jy kan dit probeer verdedig so ver as wat jy wil. Lieg bly lieg. 'n Wit lintjie, swart lintjie, rooi lintjie, 'n leuen is 'n leuen is 'n leuen, en die Satan is die vader van alle leuns. Mense, ons moet begin attent raak op wat uit ons monde uitkom. Want as jy vol van die Here is, gaan jy nie die duiwel se praatjies praat nie. Dis vir my so belangrik as ek kyk na hoe vervalle en hoe vuil hierdie wêreld is. Dan dra ons as kinders van God konsy's by tot dit. Ons doen goed agteraf, ons doen goed onder die tafels, en weet julle wat vir my die mooiste ding, en ek het dit self gesien al, persoonlik beleef. Hierdie goedjies wat ons in die duister doen, hierdie plannetjies wat ons in die duister beraam, sal die Here aan die lig bring. Die dag wat dit gebeur, moenie kwaad wees vir God nie.
Wees kwaad vir jouself dat jy besig was met plannetjies wat die Here ontbloot het. Ek sien dit soveel keer dat ons maak hierdie konsyse agteraf deals om die koninkryk te beskerm. Weet julle wat? As jy iets van iemand kan sê en jy kan dit nie voor hom sê nie, dan moet jy dit nie sê nie. So begin attent te raak op dit. En ek wil vir julle vandag 'n waarskuwing gee, die Here sê dit vir jou. As jy jouself besig hou met die goed wat nie van hom af is nie, gaan hy dit ontbloot. En weet julle, ek het die laaste ruk nogal versoeke gekry, julle sal my nie glo nie, in hierdie week, 2 mense. Wat vir my sê, Roan, ons kom agter, daar's baie aanvalle op jou, daar's baie mense wat negatief praat oor jou, teen jou bid. Wil jy nie vir ons die name gee nie? En ek sê, ja, hoekom? En die een sê vir my, nee, laat ons weet vir wie ons moet bid. En ek sê, ek sal dit 'n saak van gebed maak. Want julle weet, Paulus het dit gedoen. Hy het hulle sommer so by die naam genoem. Pas op vir daai en pas op vir daai en pas op vir daai. En hoekom? Nie om hulle sleg te maak of hulle te diskrediteer nie, maar laat die kinders van God weet vir wie hulle versigtig moet wees. Paulus noem hulle by die naam. En ek sê, ek hou nogal van daai idee, maar dan moet my hart rein wees as ek dit wil doen. Jy doen dit nooit om iemand op die grond in te trap nie, want ek sê dit vir julle, ek bid 'n seën op daai mense af, en die grootste seën wat jy in jou lewe kan hê, is 'n verhouding met God. Die grootste seën wat jy kan hê, is 'n hartsverandering met die Heilige Gees wat binne in jou is. So dis die seën waarvoor ek bid. En ek dink nogal, weet jy wat, partymal wil 'n ou uit weerwraak uit die name so noem, maar ek sê vir hulle, die Here het daarom vir ons die instruksies gegee van as daar sulke probleme is, hoe ons dit moet hanteer. En die eerste ding is, ek moet persoonlik met die persoon praat en sê ek, hoor, dit is wat jy gesê het, kom ons klaar dit uit en ons stel dit reg en ons maak vrede. As dit nie werk nie, dan moet ek jou voor die ouderlinge roep, en as dit dan nie werk nie, moet ek jou voor die gemeente roep. Dis 'n instruksie in God se Bybel. Nou wil ek vir julle sê, hoeveel hierso wil graag voor die gemeente geroep word? Stop die nonsens waarmee jy besig is, en ons hoef nie op daai punt te kom nie. Moenie regmaak met my nie, maak reg met God. Maar weet jy een ding, as jy voor die gemeente geroep word, dan het ek dit gedoen volgens skrif, volgens God se standaard. Mag dalk nie lekker wees nie. Die ironie is, ek word onder dieselfde kam geskeer. Ek word nie uitgesluit hierso nie, inteendeel sê die Here vir my, ek gaan eendag onder 'n groter oordeel staan. Maar ek wil julle vandag waarsku, begin attent te raak op wat ons met God se kinders en God se bruid doen. Want dan mag dalk 'n dag kom wat die Here sê, Roan, dis tyd. Kom ons noem hierdie mense by die naam. Een vir een, staan op. Dan doen ek wat God se woord eintlik vir my sê. Hy mag dalk nie lekker wees nie. Maar die Here sê vir jou, jy het nog steeds 'n geleentheid om reg te maak. Jy het nog steeds 'n geleentheid om op jou knieë te kom voor my en vergifnis te vra. Weet julle wat? As die Here jou kan vergewe, vergewe ek jou. Dis dit. Ek sal geen wrok teen niemand hier hou nie. Want dis nie my plek om dit te doen nie. Maar raak versigtig wat ons doen met die mense wat die Here in jou hande geplaas het. Dis vir my 'n verskriklike, ernstige saak. Weet julle, ek leer in my een vak, wat ons kyk na Christelike karakter, en hoe dit oor die wêreld in verskillende lande verskil. Daai etiese en morele waardes. En weet julle die ironie van dit is, ek kyk en ek leer hierdie goeders en ek besef, ons volk se etiese en morele waardes is nie eintlik baie hoog nie. En dis vir my 'n probleem. Weet julle, van jou swart volke, jou Afrika nasies, het nie 'n woord vir 'n oom en 'n tannie of 'n neefie en 'n niggie nie. Hulle sien dit as paas en maas en boeties en sissies. Want hulle is so ingestel op die mense wat om hulle is, want dit is vir hulle kosbaar. Hulle is so ingestel dat as een ou gefouteer het, dan dra die hele gemeenskap daai skuld en daai skaam. Julle, dis tyd dat ons dit begin doen met die boeties en sissies wat die Here in ons hande geplaas het. Ons moet begin omsien na mekaar. Daar's nie ooms en tannies nie, daar's boeties en daar's sissies, daar's paas en daar's maas. Dis vir my so ernstige saak, want as ons dit nie hier kan regkry, gaan ons dit nie in die wêreld regkry nie. En weet julle, dit is daai tipies, as ons hierso nie eengesind kan wees nie, hoe gaan ons in die wêreld eengesind kan wees? As ons hier nie mekaar met deernis en liefde kan hanteer nie, hoe gaan ons dit in die wêreld doen? En ek wil dit weer eens vir julle sê, julle, ons is nie hier om die wêreld te oordeel nie, God gaan die wêreld oordeel. Die mense moet deur ons karaktereienskappe sien, ons is kinders van God, en dan moet hulle sê, ek soek dit. Ek wil die Here dien wat daai ou dien. Want as jy die hele tyd vir die mense vertel hoe sleg is hulle, want weet julle, meeste mense dink nie hulle is sleg nie.
gaan jy definitief nie die resultaat kry wat jy wil hê nie, maar as jy vir daai mense kan vertel, hoekom jy die reddende krag van God so nodig gehad het, sal hulle dalk eerder vir jou oorgee. Maar dit help veel, jy wil dit preek, maar jy kan dit self nie lewe nie. Ek het al gesprekke gehad, nou so rukkie terug, en ek kan self met dit assosieer. As jong man, het ek nooit jeug toe gegaan nie. En die eendag toe vra my pa vir my, Roan, hoekom gaan jy nie jeug toe nie? Kyk al die jeugdiges in die kerk, hulle almal is voor, met praise and worship, hulle hande omhoog, hulle spring op en af, en die gemeente kyk na hulle en dink, joh, kyk daai geesgevulde kinders van God, en ek sê vir my pa, die rede hoekom ek dit nie doen nie is, julle ken my, ek is nie skyn heilig nie, want daai kinders wat daar voor op en af spring, sit en syp saam met my elke naweek. Maar hierso is hulle kinders van God. In die wêreld is hulle nie. Die een girl sê vir my, sy dra What Would Jesus Do bandjie, maar dan rook en syp sy met die ander hand. Want sy wil nie met die What Would Jesus Do bandjie dit doen. Jy maak 'n bespotting van God. Die wêreld kyk na jou. Ek het na hulle gekyk en gedink, pa, dis hoekom skyn heilige, sogenaamde Christene, hulle maak meer skade aan die koninkryk as hulle goed doen vir die koninkryk, want jy kan hier op en af spring en dans in jou hande die hoogste in die lug steek. As jy nie 'n verhouding met God het nie, beteken dit niks. Want die wêreld kyk na jou en dink, is dit hoe 'n Christen homself hanteer? Is dit hoe 'n Christen maak? Syp myself deske dinge is die Vrydag aand, maar Sondag is ek in die kerk, dis 'n Christen. Die wêreld kyk na jou en sê, ek wil met 'n Christen niks te doen hê nie, want dit is nie hoe 'n mens van God veronderstel is om te wees nie. Die wêreld sien dit raak. Maar ons gee 'n skietgebedjie en ons verwag, die Here moet nou maar net. Die God van die Ou Testament is dieselfde God van die Nuwe Testament. Hy het nie verander nie, hy het nie sag geraak op sonde nie. Julle moet besef, as jy hier uitloop, loop jy hier uit as 'n verteenwoordiger van God en die mense gaan so na jou kyk. Daai ou aanbid by Jesus is lig, wat gebeur by Jesus is lig? Ek vertel vanoggend vir die mense hier agter op die verhoog, ek kyk hierdie week 'n advertensie wat 'n groep uitsit vir een of ander byeenkoms wat hulle het, hulle vra R750 per kaartjie, dis uitverkoop, maar hierdie ou vertel vir die mense dat jy het 'n visioen en jy kom na hierdie kursus toe, dan gaan hierdie visioen vir jou vrygelaat word, en hy het nie een teksvers om by dit aan te sluit nie. Dis nie van God af nie. As die woord van God 'n ding nie kan bevestig nie, is dit nie van die Here af nie. Maar as die woord van God vir ons sê, ons karaktereienskappe moet wees volgens die standaarde wat God vir ons gegee het, dan beter ons karaktereienskappe dieselfde wees as die standaarde wat God vir ons gegee het. Ons almal maak fout. My vrou is nou nie hier nie, sy sal dit vir julle sê, ek kan ook maar 'n ou mislike wetter party daar wees. Ek kan ook soms geïrriteerd wees, en weet jy, wanneer klaar die Here my so aan, ek sê vanoggend vir Gert, laasweek preek ek hier oor vergifnis, en hierdie week moes ek vergewe, nou dink ek, Here, come on. Ek kan nou vir die mense hiervan vertel, hoekom moet ek nou die toets skryf? En die Here sê, jy sal bly by jou woord, Boetie. Nou weet jy wat se getuienis het uitgekom vir mense wat actually gaan vrede maak, en hoekom? Want hulle luister na wat die woord van God vir hulle sê. Dis nie ek wat oulik is nie, dis nie my preek wat oulik is nie, dis die God wat ons dien wat asemrowend is. Maar julle, dis tyd dat ons hierdie standaarde begin toepas in ons daaglikse lewens. Die kerk jy, en die werk jy, en die huis jy, moet dieselfde persoon wees. Ek wonder soms as ek na mense kyk hier in die kerk en dink ek wonder of jy by die huis ook so is. Straal jy die liefde by die huis ook so uit? Praat jy so mooi by die huis ook? Wat maak jy met die vrou en die kinders wat die Here vir jou gegee het? Daai geskenke van God, wat maak ons met hulle? Maar hier is ons almal. Maar dan stap ons hier uit, en weet julle wat, hierdie preke word oor en oor en oor en oor gepreek, en hier sê Jesus dit vir onsself. Stop dit, want julle karakters moet van so 'n aard wees, dat mense weet, jy dien die Here, nie omdat jy dit sê nie, omdat jy die eienskappe toon van 'n wedergebore kind van God. Weet julle, ons gaan nou later dan 'n bietjie kyk in hierdie bergpredikasie, waar Jesus byvoorbeeld praat, hoe ons onsself moet hanteer, as jy dalk bietjie deur konflik gaan. Maar die een ding wat ons vandag moet weet, is ons moet op 'n standaard begin funksioneer, wat God van ons verwag. Ons moet op 'n plek kom, waar die Here verwag, dis waar ons as wedergebore kinders van God moet wees. Nou as jy nog nie 'n wedergebore kind van God is nie, verstaan ek dit, jy sal nog daar uitkom. Maar jy het vandag die geleentheid om jou lewe vir die Here te gee. Ons karaktereienskappe moet kop en skouers bo die wêreld uitstaan.
Die mense moet van hierdie week af 'n begeerte hê om met jou dinge te wil doen, want hulle kan sien jy is 'n mens van God. Weet julle, ek het so 'n paar jaar terug gepreek hierso begin van 'n ex-predikant wat 'n ateïs geword het. Nou ek glo nie in ateïs nie. Ek glo in mense wat seer gemaak voel deur die Here. Mense wat kwaad is vir God. So ek glo nie daar's enigiemand wat in niks kan glo nie, want al is jy 'n ateïs, moet jy tog in iets glo. Maar ek begin die preek wat hierdie predikant in 'n artikel skryf en hy sê en nou moet ek vir julle sê hierdie is woorde wat by my gebly het al van daai tyd af. Dat Christene die mees ongenaakbare en veroordeeldende mense op die planeet is. En dit pla my want hy is nie verkeerd nie. Ons kan soms die mees ongenaakbaarste en veroordeeldende, onvergifnis, kwaad gevoelens en haat in ons harte ronddra mense wees, waar ons presies die teenoorgestelde moet wees. Ons lewens moet die toonbeeld wees van wat dit is om lief te hê vir mense wat jy nie eers ken nie. Inteendeel gaan ons volgende week hierna kyk. Die mense wat jou vervloek, die mense wat jou vyande is, moet jy voor lief wees, want dis wat 'n kind van God doen. Ons veroordeel die wêreld en God sê dis nie jou plek nie, hy gaan die wêreld veroordeel. Weet julle wat jou werk? Weet julle wat is my werk hierso? Is om mense op te lei in die woord van God sodat julle disippels kan word, sodat julle kan uitgaan en die evangelie gaan verkondig. Hierso is waar julle kos kry sodat julle die wêreld kan bereik. Jy kom nie kerk toe om die seats vol te sit en te blokkie af te merk om te sê ek was by die kerk nie. Hier word jy gevoed sodat jy kan uitgaan om die lig in die wêreld te kan gaan skyn. My vraag is, en ek het dit al by ons jong mense gevra, hoe gereeld praat jy werklik met die wêreld oor God? Hoe gereeld gaan vertel jy regtig die wêreld? Nou weet julle, dit is partymal op nie die mees populairste opinie om te hou as jy 'n Christen is. Jy gaan partymal in situasies en omstandighede kom wat nie lekker gaan wees nie. Maar weet julle, dis wat God van jou verwag. Michael bid dit vanoggend eintlik so mooi. Hy sê daai kosteberekening wat ons moet doen. Het jy die kosteberekening gedoen met niemand bou 'n huis sonder om die planne op te trek en te kyk wat dit gaan kos nie. Die Here sê vir ons, gaan doen daai kosteberekening want jy gaan nie die populariteits contest wen daar buite nie. En weet julle wat, as jy die Here dien want jy wil die mees populêre persoon wees, dan dien jy eintlik die duiwel. So ek gaan vir ons 'n laaste stukkie lees uit Jakobus uit 3 vers 13. 3 vers 13 sê vir ons: Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards en natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede, wat vir die wat vrede maak. Al vat julle net uit hierdie gedeelte uit vandag. Hierdie is 'n goeie beginpunt vir die week wat volg. As jy nie seker was hoe om te begin nie. Soek jy vrede? Gaan maak vrede. Soek jy barmhartigheid? Bewys barmhartigheid. Soek jy wysheid? Dan vertrou jy op die Here. Weet julle, ek het net in hierdie week weer eens gelees, dat as jy op die mense staat maak, is jy nie wys nie. Jy moet net op God staat maak. En weet julle een ding wat ek by julle wil pleit vandag. As jy van nou af die kind van God is wat help om mense op te tel, help om hulle daar te hou ook. Weet julle, ons bring die evangelie, mense kom tot bekering en daarna kyk ons neer op hulle. Dan fokus ons weer so op die foute wat hierdie mense maak en eintlik sê die Here vir jou, julle, die wysheid van bo is ten eerste rein, dis vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor jou aansien nie, dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan oor die God wat jy dien. Gaan maak 'n punt daarvan hierdie week, dat die wêreld daar buite, die ganse wêreld daar buite,
Die begeerlikheid gaan ontwikkel om die God te dien wat jy dien, nie deur wat jy sê nie, maar deur die karaktereienskappe wat jy gaan begin betoon, soos wat God se standaard in die woord vir ons gegee is. Dit is so eenvoudig soos dit. Gaan wees disippels, gaan verkondig die evangelie. Volgende week kom ons terug en ons leer meer, sodat ons meer kan gaan leer. Sluit asseblief vir my julle oë. Liewe Here, ek wil vandag eerstens bid en ek wil vra dat ons as kinders van God 'n karakter eienskap verandering sal ondergaan. Here, dat die mense na die Christene sal kyk en sê, ek wil met 'n Christen besigheid doen want hy's eerlik en hy's opreg. Here, maar ek wil ook vra dat enige onheilsplannetjies wat gemaak word in die duister en die lig ontbloot sal word. Here, ek wil bid vir elke persoon wat skade in die koninkryk doen, want hulle handhaaf nie hulle self soos wedergebore kinders van God. Here, maar ek wil vandag ook bid dat ons sal besef dat u genade en u vergifnis is so groot dat ons kan enige tyd terugkeer na u toe. Here, dit is nooit te laat nie en ons is nooit te vuil nie. Here, dankie vir die standaard wat u vir ons gee in die woord, Here. Ek wil bid vandag dat ons hier sal uitstap vandag en volgens hierdie standaard sal begin lewe soos wat u dit van ons verwag, dat ons sal begin doen wat u van ons verwag, liewe Here, dat ons nie net Christene met lippetaal sal wees nie, maar 'n totale hartsverandering sal ondergaan. Here, ek dank u vir elke geleentheid wat ons het om meer te leer van u en meer te leer uit die woord uit, want dit is vir ons kosbaar. Here, en mag dit altyd by ons bly dat sonde is iets wat u gehaat het van die begin af en is iets wat u sal haat tot die einde toe. En dat ons sal weet as ons besig is met die goed, liewe Here, sondig ons teen 'n heilige, lewende God. Here, help ons elkeen om 'n hartsverandering te ondergaan, dat ons sal uitgaan van vandag af en die ganse wêreld sal gaan vertel nie net van die God wat ons dien nie, maar ook wie die God is wat ons dien. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Okay, so afkondigings. Ek moet vir julle